Baie welkom by die 5de episode van Raak Praat. Dis hier waar feite die laaste sê het. My naam is James Kemp. Ons program word tegnies versorg deur Johan Creer en vandag se gas is die uitvoerende hoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman. Dirk, baie welkom hier by ons in die Raak Praat ateljee. Dankie James, is altyd lekker. Dirk, vandat ek jou ken, die heel eerste kennismaking wat ek met jou gemaak het of gehad het, was juist toe daar vanuit Solidariteit se geleedere veldtogte teen rasdiskriminasie op die gebruik van ras om iemand te bevorder of aan te stel in die werkplek daarteen geveg is. In daardie tyd, so paar jaar later, het jy ook dan as deel van jou doktorale studie daardie boek geskryf, Die Keiser is kaal. So as ek aan jou dink, kan dink ek aan ras. En ek dink aan die rasgeveg en aan die rasdebat. Nou kom ons kyk net eerstens na ras in die werkplek vandag in Suid-Afrika. Waar staan ons met ras? Wel, jy is heeltemal reg. Dit is eintlik 'n geveg wat ek my hele loopbaan veg en dit gaan eenvoudig net oor wat reg is. Ons glo dat ras is nie reg nie. Nou, jy is heeltemal reg, dit kom baie lank. Ek onthou in 1998 is die wet op billike, wat eintlik maar onbillike, indiensname is aanvaar. En so een van my aksies, toe was ek nog so jong ouetjie hier in die vakbond, en dit was steeds nog die mynwerkersunie, ek was nog so 'n maar ouetjie gewees, en toe het ons die kantoor van die minister gaan beset. Dit was in 1998. Interessant is, toe het ons alreeds daarop gewys dat hierdie is nie regstelling nie, dis rasstelling, en die uitkoms daarvan word gebaseer op grond van verteenwoordigendheid. En as 'n mens daardie nie besef dat die uitkoms is rasseverteenwoordiging, dan kan jy nie die konsep behoorlik verstaan nie. Want onthou, aanvanklik is dit hier verpak in verskriklike mooi terme. Hulle het gepraat oor gelykheid en verteenwoordigheid en billikheid en al hierdie mooi liberale begrippe. En so is hierdie ideologie van verteenwoordigendheid verpak. Maar dit het vinnig begin blyk dat dit toe nie so onskuldig was soos bloot net gelykheid nie. Dit is 'n absolute najaag van rassegetalle. Niks te doen met regstelling nie, alles te doen met ras. En dit is presies vandag nog so. Dit is 'n lang stryd wat mense het, maar ek moet sê, aanvanklik was ons 'n stem roepende in die woestyn. Dit is besig om te verander. Die weerstand teen Suid-Afrika se rasprogram is nou al ongelooflik groot, baie groter as net ons. In die onlangse studies van die Instituut vir Rasseverhoudinge wys dat die meerderheid Suid-Afrikaners is teen ras as kriteria spesifiek by aanstelling. Maar dis 'n ou rasbuffel. Hy is daar, hy's sterk. Ons dink hy's gewond, maar so 'n rasbuffel, indien hy gewond is, en ek dink hy's fataal gewond, raak gevaarlik. So mense sien amper selfs 'n versterking daarvan in die afgelope tyd, want die probleem is, die bevoordeeldes is geïnstitusionaliseer, en hulle moet dit oppas om hulle self te bevoordeel. Dirk, 'n argument wat ons baie dikwels hoor, is dat as jy met die meerderheid mense in die land te doen het, oor rasgrense dan heen, oor politieke grense heen, dan sien jy dat daar 'n baie matige siening is oor hoe Suid-Afrika daar moet uitsien, wat die benadering in die land moet wees, hoe die regstelsel dalk sou moet lyk, maar dat jy met enkeles in mag sit wat die debat kaap, amper. En jy het so daaraan 'n bietjie daaraan geraak, as jy kyk na onder meer die studie wat jy nou na verwys het van die Instituut vir Rasseverhoudinge, dan lyk dit of die meerderheid mense in die land dalk nou al anderkant die rasdebat beweeg het. Maar in praktyk lyk dit nie so nie. In praktyk wil dit dikwels voorkom asof daar amper 'n behoefte is, of amper dan radikale uitsprake is wat juist dalk vir die verskerping van daardie tipe diskriminasie sou vra. Kyk, destyds toe daar nou ondersoek gedoen is oor korrupsie in Suid-Afrika, was een van die bevindinge gewees dat rasse stelsels en byvoorbeeld swart bemagtiging is voertuie vir 'n plundering. En ek dink dis belangrik om dit te verstaan. So die elite groepe gebruik dit as voertuie om te plunder. Maar die elite groepe beheer die sentrums van mag. En daarom kyk hulle nie net om dit te handhaaf nie, hulle wil dit selfs versterk. Hulle wil meer steel. So hulle wil soveel as moontlik sentraliseer. Ons sien nou, daar is nou weer 'n poging om 'n rasfonds daar te stel.
wat dan tipe van belasting op privaat werkgewers of maatskappye gaan hef, en dan daardie rasfonds gaan nou kampstig gebruik word dan om swart besighede te help. Maar dit is 'n sentralisasie, en dan hier in die sentrale pot is die plek van plundering. En dit is presies die probleem hierso, is dat dit 'n sentrale stelsel word, wat sentraal beheer word, en die elite beheer dit, en hulle hou dit in plek, want hulle beheer die sentrums van mag. En dit is die groot krisis. As jy kyk na die begunstigdes daarvan, dan is dit regtig net 'n klein groepie elite. As jy kyk byvoorbeeld die mense wat benadeel word, dan is dit almal in Suid-Afrika, natuurlik, wit Suid-Afrikaners spesifiek word daarteen gediskrimineer, suiwer op grond van die kleur van hulle vel, maar dit is baie dieper as dit. Ons verloor jaarliks tussen ongeveer 1,5 en 3% van ons bruto binnelandse produk as gevolg van voldoeningsvereistes aan raswetgewing. Nou dit beteken, so as ons na gemiddeld kyk, so 150.000 poste wat ons elke jaar betaal om hierdie rassestelsel in plek te hou. As jy kyk na die ekonomie, dan sal ons vandat die rassewetgewing ingestel het tot nou, kon die ekonomie ongeveer 67% groter gewees het, as dit nie was vir rassewetgewing nie, want dis 'n premie wat jy moet betaal in die ekonomie. As jy kyk na werkloosheid, dan sien jy die werkloosheidssyfer kon nou 17% gewees het, waar dit is omtrent die helfte van die huidige werkloosheidskoers. Kom ons kyk net na kragpryse. Ons almal is ongelooflik geïrriteerd met kragpryse. Kragpryse sou 27% laer gewees het as dit nie vir rassewetgewing was nie. So dit beteken ons betaal 'n ongelooflike premie. Onthou die voorwaarde vir ras stelsels is daar moet vet wees wat herverdeel word. Onthou, dit het nie 'n produktiewe element nie, dit het 'n herverdelingselement. En daardie herverdeling kos die ekonomie geld. En gewone mense betaal daardie prys. So daarom begin mense nou al hoe meer beleef, daar's weerstand besig te ontwikkel. Onthou, die weerstand was aanvanklik laag, want daar was gesê, maar hoe verkeerd kan dit nou wees? Regstelling kan tog nie verkeerd wees nie. Swart bemagtiging vir mense wat oor baie jare ontmagtig is, dit kan tog nie verkeerd wees nie. Woorde soos gelykheid en billikheid en regverdig kan tog nie verkeerd wees nie. Totdat die mense nader aan praktyk begin agtergekom het, dis 'n ongelooflike nadelige stelsel vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Julle vra onder meer dat werkgewers die rasvereistes uit daardie posadvertensies verwyder. Kan 'n werkgewer dit doen? Kan hulle 'n beroep of 'n pos ten minste adverteer en nie sê wat die rasvereistes is nie? Dis een element wat ons vra. Ons het natuurlik 'n baie groter, ons kan nou 'n bietjie daaroor gesels, veldtog om raswette eenvoudig nek om te draai, en dit is heeltemal moontlik. Ons kan nou gesels hoe gaan mense dit doen. Maar dan is daar sekere praktiese goeders, en dit is een wat jy nou na verwys. Partykeer is daar selfopgelegde plig wat iemand op homself plaas. Soos byvoorbeeld, ek sit 'n rasvereiste in 'n advertensie. Dit is geensins nodig nie. Jy mag 'n Meriete advertensie plaas. Daar's geen regsplig op jou om 'n rasvereistes in te sit nie. Maar om een of ander rede doen werkgewers dit asof dit nodig is. Haal dit net eenvoudig uit. Dis heeltemal wettig. Solidariteit het byvoorbeeld met 'n platform begin. En toe het ons gedink, ons wil 'n platform daar neersit, en dan wil ons werkgewers nooi om daar te adverteer, en ons het 'n voorwaarde. Jy mag net daar adverteer as jy geen rasvereiste het nie. Het ons gedink, wie sal dit nou regtig doen? Jy weet, hier's nou miskien hier 'n Afrikaanse maatskappy en daar 'n Afrikaanse maatskappy. James, meer as 4000 werkgewers het geregistreer op daardie platform. 4000 werkgewers. En daardie 4000 werkgewers het al 13000 poste daar geadverteer. Dit beteken 4000 werkgewers het hulle nekke uitgesteek en gesê, ons gaan begin om met die rasstelsel te begin afbreek. Kan ek jou gou onderbreek dan, Dirk? Goed, as hulle nou wel dan van daardie rasvereistes wegdoen, is daar nie wel tog iewers langs die pad 'n rasstelkaart wat hulle moet invul en daai rasvereistes of kwotas waar hulle wel moet voldoen nie? Kyk, nommer 1, daar's geen plig op jou om 'n rasvereiste posadvertensie te sit nie. Daar's geen plig op jou om nie Meriete te gebruik by spesifieke aanstellings nie. Daar's wel 'n plig op jou om 'n verslag in te dien, 'n rasverslag in te dien. Maar daar word geensins vir jou voorgeskryf wat in daardie rasverslag mag aangewees nie. Jy kan sê dat, luister, ek kon nie gevorder het soos wat julle van my verwag, afhangende van die rasse, met die maatstaf rasse demografie,
nie. Ek kon dit net nie haal nie. Daar was nie die beskikbare pool van vaardighede nie. My unieke omstandighede maak dit nie moontlik nie. So daarom het ek Marita kandidaate aangestel, want dit was wat beskikbaar was en dit is wat nou noodsaaklik is vir die maatskappy. Jy mag dit doen. Mense dink jy mag dit nie doen nie. Mense dink jy moet klakkeloos voldoen aan daardie spesifieke rasvereistes. Ons het 'n ooreenkoms met die regering gesluit onder toesig van die internasionale arbeidsorganisasie. Geteken die ooreenkoms, daai ooreenkoms is 'n bevel van die hof en daardie ooreenkoms bepaal jy eintlik word die woord gebruik jy moet vaardighede gebruik. En jy moet die omstandighede van jou maatskappy in ag neem. So maatskappye het dikwels baie meer ruimte as wat hulle dink. Ongelukkig is dit so dat daar nog steeds voldoen moet word aan sekere verslagdoeningsvereistes. So daar is definitief beperkings, maar moet jou nie meer beperk as wat die wet selfs vra nie. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die rasbeginsel in Suid-Afrika, die toepassing van rasbeleid in die breë. Dirk, ons gaan moet toegee dat daar was voor 94 bepaalde rasvereistes of dan raswetgewing wat in die orde van die dag was in Suid-Afrika. Waarom nie ook dit dan in 'n post-94 Suid-Afrika as maatstaf gebruik oor doelwitte wat behaal moet word of kom ons sê dan regstelling wat moet plaasvind nie? Want dit lei tot presies die teenoorgestelde. Ek het nou aangedui. Jy moet 'n premie betaal, ekonomiese premie betaal om raswetgewing toe te pas want jy gebruik nie Marita nie. Wat is die gevolg daarvan? Daar's minder groei. Wat is die gevolg van minder groei? Daar's minder werkloosheid. As meer minder groei, daar's meer werkloosheid. So dit het presies die teenoorgestelde effek. Kom ons kyk net so vir 'n interessante stukkie statistiek. Die minister van arbeid mag nou drakoniese raskwotas stel vir sekere sektore. Nou, as jy kyk na die huidige werkloosheidssyfer, is dit 36.9%. Nou, hulle het die raskwotas gepubliseer. As jy dit net so gaan toepas, en hulle bereik dit alles oor 3 jaar, wat hulle nie gaan nie, dan val die werkloosheid van 36,9 na 36,6. Dit het eintlik geen effek nie. Die teenoorgestelde gaan waar wees. Dis net as gevolg van die syfers. Die groei gaan kleiner word. Daar gaan minder poste kom. Ek het nou vir jou aangedui hoe ras-ekonomie eet. So wat is die antwoord? Die antwoord is baie eenvoudig. Dit is groei en ontwikkeling. Daar's 'n baie beter regstellende maatreel om seker te maak dat skole funksioneel is. Hoe op dese aarde dink jy gaan jong swart kindertjies help as 75% van skole disfunksioneel is? En dan op die ou en nou kom jy aan ekonomie, dan stel jy rasvereistes, wat dit net nie moontlik is nie. Jy rek die ekonomiese rek. So, die antwoord is groei en ontwikkeling, raswetgewing en swart ekonomiese bemagtiging doen presies die teenoorgestelde. Prys van elektrisiteit, as jy nou 27% meer vir elektrisiteit betaal, jy maak die ekonomie mors dood. En so dit beteken jy het 100% die teenoorgestelde effek, en dit is die paradoks van rassewetgewing. Die wat die voordeel daarvoor moes kry, betaal die grootste prys. Dirk, wanneer jy nou skakel met die FSA, wanneer jy skakel met verteenwoordigers van die FSA in Suid-Afrika, wat is die boodskap wat jy oor ras dan daaroor dra? Wel, ons sê baie duidelik dat Suid-Afrika die mees rasgereguleerde land is die mees rasgereguleerde land ter wêreld, en dit is absoluut so. En die tweede plek wys ons hulle op die feit dat ons voldoen nie aan internasionale vereistes nie. As jy kyk na die Verenigde Nasies se vereiste vir raswetgewing, of dan hulle noem dit positiewe maatreëls, dan sê hulle dit moet tydelik wees, en hulle sê dit moet gebaseer word op grond van sosio-ekonomiese omstandighede van mense, en hulle sê dit moet inset gebaseer wees. Dit is opleiding en ontwikkeling. En Suid-Afrika oortree elke liewe internasionale reël rondom raswetgewing. Dit is definitief so, maar daar is 'n tweede ding. En dit is dat Suid-Afrika se handelsbeperkings op internasionale maatskappye, en dis wat die Amerikaners ook sê. Die Amerikaners sê dat, luister, ons wil met julle handel dryf. En maar raswette is vir ons eintlik 'n tarief. En so dit is 'n handelsbeperking, en julle sê ons moet nie tariewe op julle hef nie, julle wil graag deel wees van daardie, maar julle hef 'n tarief op ons, julle hef 'n rastarief op ons. So dis 'n ekonomiese argument wat hulle dan spesifiek het. En ons dink, terwille van Suid-Afrika en terwille van die handel in Suid-Afrika met die internasionale wêreld, druk op Suid-Afrika in plaas om ontslae te raak
van hierdie beperkende raswette. So ons nou 'n persentasie daarin moet koppel. Deel van die spanning tussen Suid-Afrika en die FSA is sekerlik op die ANC regering met hulle internasionale beleid, die sake waarby hulle betrokke raak teen Israel en dies meer. Daar's verseker baie daarvan, hulle twyfelagtige bondgenote soms wat vir die ANC en dan die Suid-Afrikaanse regering se deurgelê moet word. Maar persentasie gewys, Dirk, dink jy daar's ook 'n mate van blaam wat voor die solidariteit beweging se deur gelê kan word oor dit wat julle aan die FSA en aan die internasionale gemeenskap oordra oor daardie spanning wat dan tussen die FSA en Suid-Afrika heers? Ons vat en ons dra die werklikheid oor aan die FSA. Kyk, is nie ons wat die raswette implementeer nie. Dis nie ons wat dans met Iran nie. Dis nie ons wat dans met Rusland, China. Dis nie ons wat 'n klag indien teen Israel nie. Dis nie ons wat 'n drakoniese rassebedeling het nie. Dis nie ons wat dreig om grond te vat sonder vergoeding nie. So die werklikheid is, mense moet baie versigtig wees dat mens nie die boot te skapper skiet nie. Ons dra 'n boodskap oor. En die ironie is, wat ons gaan doen as ons dit oordra, kom ons kom net terug en ons fokus dan net op rassewetgewing. Die uitkoms wat ons wil hê, is 'n land vry van rassewetgewing wat groei en ontwikkeling. Dit is wat ons uitkoms is. Ons het 'n positiewe uitkoms. Daardie druk wat die Amerikaners op die Amerikaners op Suid-Afrika op hierdie oomblik plaas, is juis om ontslae te raak van beperkings op handel. So ons dra oor wat hulle ook alreeds weet om 'n ander Suid-Afrika daar te stel wat hierdie beperkings eenvoudig wegvat. So sou jy sê dat julle skakeling met die FSA byvoorbeeld is goed of sleg vir Suid-Afrika? Dit is goed vir Suid-Afrika. Dit is sonder twyfel goed vir Suid-Afrika. Ons tree in vir die land. Kom ons vat net iets soos AGOA. As ons Amerika toe gaan, wat is ons primêre ding wat ons doen? Ons sê dan moet handelsverhoudinge versterk word en ons is die grootste voorstanders vir die verlenging van AGOA. Ons het voor komitees van die Kongres verskyn, ons het met gesprekke gehad in die Withuis, ons het met buitelandse sake gepraat van die Amerikaners en ons het gesê, moenie Suid-Afrika straf nie. Julle kan die ANC regering straf, maar moenie Suid-Afrika straf nie. Ons het ingetree vir die land en die gevolg is dat AGOA is nou verleng. En dit is ten spyte van die regering, is nie as gevolg van die regering nie, hulle kan nie hande klap daaroor nie. Maar dis dieselfde met rassewetgewing. As ons ingaan en ons sê, dat luister, ons moet een of ander oplossing kry vir die rassebedeling, dan beteken dit dat ons wil hê, dan moet groter Amerikaanse belegging in Suid-Afrika wees. Want daar is 'n bottleneck op die oomblik, 'n rasbottleneck. Ons wil daardie rasbottleneck verwyder. En daardie rasbottleneck wat ons verwyder, is nie net tot voordeel van wit Suid-Afrikaners, en natuurlik vir ons ook, maar is vir alle Suid-Afrikaners. Dit is baie sleg vir die elite, en daarom word hulle baie kwaad, en dan gee hulle vir AfriForum en Solidariteit die skuld vir alles wat fout gaan in die land, terwyl dit hulle skuld is. Dit blyk dan dat van die gesprekke wat julle het met die FSA wel vrugte afwerk. Kom ons kyk nou byvoorbeeld na AGOA en die verlenging daarvan. Vlugtelingstatus vir Afrikaner, is dit iets waarvoor julle gevra het? Ons het nie gevra vir die vlugtelingstatus van Afrikaners nie. Ons is van mening dat antwoorde moet hier in Suid-Afrika gekry word. Ons het baie begrip vir mense wat vasgedruk voel. En dan wat spesifieke traumas beleef het. En dan neem hulle hierdie vlugtelingstatus van die Amerikaners op en hulle gaan, en ons het respek daarvoor, of mense wat emigreer, wat sê ons net eenvoudig moeg hiervoor. Ons het respek daarvoor en daaroor beklei ons nie. Maar selfs as jy nou die Amerikaanse syfers vat, wat hulle op die oomblik nou dan mik en jy verdubbel dit, dan is dit nog steeds 98% van Afrikaners gaan net hier bly. En ons sê nee, ons werk is om 'n antwoord te kry vir die 98% wat hier bly. En dis wat ons ook met die Amerikaners praat. Ons sê vir hulle, nee, plaas druk op die Suid-Afrikaanse regering om antwoorde hier te kry, sodat dit nie nodig is dat daar vlugtelinge is nie. So ons het nie gevra vir die vlugtelinge nie, ons het begrip vir mense wat gaan, maar ons werk is om 'n antwoord hier te kry en ons werk daar 'n klap daarvoor. Goed, ons het dan nou die vergelyking getref van voor 94 en na 94. Voor 94 het die ANC
afgevaardigdes, UDF, die ouens wat binne daardie kringe betrokke was, het hulle ook dikwels oorsese besoeke afgelê. Hulle het nou wel gevra vir sanksies dan. Hulle het gevra vir ekonomiese ingrypings en dies meer. Hoe verskil die skakeling wat julle tans het met oorsese liggame, oorsese lande oor ongeregtighede in Suid-Afrika met daardie tipe skakeling van die ANC-vlugtelinge van voor 94? Wel, daar is sekere ooreenstemmings en dit is ook eintlik baie ironies is dat hulle soveel kritiek teen ons lewe laat ons met die buiteland praat. Maar die feit dat ons ook met die buiteland praat, dis omtrent waar die ooreenstemming stop. Daar's baie ander goeders hier. Nommer 1. Ons het 'n positiewe benadering. Ons sê ons soek AGOA. Ons sê dat ons soek die verwydering van rasvereistes. Ons sê ons soek eiendomsreg. So is positiewe goed eintlik om ironies genoeg om eintlik demokrasie te versterk. Kyk, die huidige bedeling op die oomblik in Suid-Afrika werk eenvoudig nie. So ons sê jy moet 'n alternatiewe bedeling kom. Is nie net 'n regeringsprobleem nie, dis 'n baie groot bedelingsprobleem in Suid-Afrika. En dis waarna ons kyk. So ons is besig om 'n alternatiewe en 'n nuwe en 'n beter bedeling vir Suid-Afrika te beding. En wat ons nie doen nie, ons plant nie bomme en blaas onskuldige mense op as onderhandelingsmeganismes as ons buitekant toe gaan nie. Wat ons doen is wettig, dis binne die wet, is op 'n ordelike manier en die uitkoms daarvan is dan positief vir ons mense en daarvoor ook vir baie mense in die land. Ons het dan geraak aan die ekonomiese knou wat die land toegedien word met rasbeleid, met rasvereistes en dies meer. Dirk, maar ek dink in 'n eenvoudige boodskap wat baie mense, veral mense wat sukkel, veral mense wat heel onder aan die inkomste vlakke is, indien hulle wel huishoudelike inkomste enigstens kry, nie net uitgelewer is aan hierdie maatskaplike toelaas nie, is hoe daar weggedoen moet word met regstellende aksie, met daardie tipe rasbeleid en dit dan ook 'n positiewe invloed op hulle lewens kan hê. So, hoe sal jy mense wat heel onder aan die spreekwoordelike voedselketting is oortuig dat solidariteitse benadering, ook solidariteitse benadering ten opsigte van ras, ook goed is vir hulle? Kyk, die eerste plek waar jy 'n prys betaal as daar 'n ekonomiese druk is heel onder. En dis presies wat hier gebeur. Die mense wat op die heel onderste posvlak is, wat of werkloos is of wat regtig nog steeds arm is ten spyte van werk. Jy betaal die eerste prys. Die meer welvarende kant van die ekonomie het gewoonlik buffers, hulle het gewoonlik vet. En dan gewone mense hier op die onderste posvlak het geen vet nie, hulle het geen buffers nie. Hulle betaal die eerste prys. Die mense wat die grootste prys betaal as elektrisiteitspryse te hoog is hulle. Destyds toe ons nog beerkrag gehad het, beerkrag was grootliks as gevolg van 'n vaardigheidskrisis wat daar was. En nog steeds is in Eskom, omdat wit is hulle goed gevat en gewaai het. En die mense wat die grootste prys vir beerkrag betaal het, is gewone arm Suid-Afrikaners. En as ons kan regkry om 'n groeibenadering in Suid-Afrika te volg, is soos wat hulle die eerstes is wat die prys daarvoor betaal, is hulle die eerstes wat die bevoordeeldes daarvan gaan wees. Maar die interessante ding, James, is hulle besef dit al lankal. As ons kyk na die opname, 70% van Suid-Afrikaners sê moenie meer rasseklassifikasie gebruik by aanstellings nie. Dan is daardie 70% is gestrek oor alle ekonomiese groepe heen. So dit beteken eintlik gewone mense op straat begin dit besef. Hulle begin besef dat luister, hierdie stelsel werk net nie, daar moet 'n alternatiewe stelsel kom. Solidariteit is van mening en dit is nou volgens 'n studie en aanbevelings wat deur die Solidariteit Navorsingsinstituut gedoen is, dat die land rasvry sou kon wees wat wetgewing betref binne die volgende enkele jare. Dirk, is dit werklik 'n haalbare doelwit? Dit is regtig haalbaar. Ons sê wel, nommer 1, ons sê rasvry teen 2030. Weet jy, ek wens ek kon nou hierso gestap het en die skakelaar, die rasskakelaar gaan af. So dit is my eerste keuse, dat rassewette moet net onmiddellik stop. Maar is so geïnstitusionaliseer, so is nie so eenvoudig om onmiddellik te stop nie. So dit beteken dat ons moet ligte begin afsit. Gelukkig is die rasligte besig om hulle van self ook af te sit.
Indien jy kyk na die mense wat rapporteer op die oomblik oor hulle rassamenstellings in die werksplek, is dit al amper net die helfte van werkgewers. Voldoening aan swart ekonomiese bemagtiging is al minder as die helfte van werkgewers. So dit beteken hier is 'n opstand, die ekonomie of die mark begin weerstand bied. So ons begin dit raak sien. Kom ek het nou net die voorbeeld gebruik. 4000 werkgewers geregistreer op Solidariteit se platform, want hulle smag na meriete. So ons begin sien, nommer 1, dat die mark is besig om ras te verwerp. En die regering kan druk, jy kan dit reguleer soos wat jy wil mettertyd. Sê die mark, net hierdie orgaan werk nie vir my nie, ek verwerp hom. So dis die eerste belangrike ding. Die tweede belangrike ding, ons moet net eenvoudig voortgaan met litigasie. Daar is sekere goed, die regering het so gemaklik geraak met ras, dat hulle dink dat die grondwet is in diens van ras, nie ras is in diens van die grondwet nie, en daarom is hulle so gemaklik dat hulle begin 'n klomp rasfoute maak. En daarom gaan ons hof toe, ons was nou hof verlede week in die grondwetlike hof oor die aankoopvereistes in die staatsdiens. Ons dink ons gaan daai saak wen. Ons het vertel van die ooreenkoms wat ons bereik het oor rasse wette by onder toesig van die internasionale arbeidsorganisasie van die Verenigde Nasies. Die regering het nie daai ooreenkoms geïmplementeer nie, want hulle moes dit in regulasies gepubliseer het. Hulle het dit nie gedoen nie. Die ooreenkoms staan, maar hulle het nie die regulasies gepubliseer nie. So ons gaan hof toe. En ons gaan daai saak waarskynlik wen. Ons vat nou die hulpraad, het ons nou hof toe gevat saam met regsfirmas, omdat hulle die oor hulle malrasteikens in die regsberoep. En ons dink ons kan hy saak wen. So ons is besig met verskeie litigasie. Dis die tweede. Die mark verwerp. Ons vat hulle hof toe en ons hou net eenvoudig aan. James, moet ek vir jou wys hoe hou ons aan? Ons het nou 15 uitsprake teen die Suid-Afrikaanse Polisie Diens gekry teen hulle rasbedeling. 15 uitsprake. En ons hou net eenvoudig aan. So ons kap dit af en ons kap dit af en ons kap dit af en nou jy moet net geduldig wees. Die derde ding wat ons doen is ons gaan kla hulle aan by die internasionale forums. Hulle oortree internasionale konvensies wat hulle bekragtig het en ons gaan kla hulle daaraan. Ons was verlede week weer by die internasionale arbeidsorganisasie en ons het toe Vrydag 'n skrywe gekry en Vrydag het die internasionale arbeidsorganisasie weer laat weet hulle sal of ons sal belangstel in konsiliasie onder hulle toesig. En ons saak se ontvanklikheid word in November aangehoor, maar ons kan voor dit al konsilieer. Ons doen dit. So dis die volgende ding wat mense net eenvoudig doen. Dan is ons in gesprek met die regering op verskeie vlakke om te kyk hoe kan mens alternatiewe in plek sit. En ook die hele ding met die Amerikaners het nuwe gesprekke losgemaak en ons voorstelle vir skikkings aan die Amerikaners en die Suid-Afrikaanse regering sluit onder andere in dat ons wegdoen met eienaarskap vereistes en gaan na wat hulle noem equity equivalence. Dit beteken dis beleggings in die gemeenskap. Ons vat dit weg van individuele eienaarskap na sogenaamde ESOPs, die sogenaamde personeel aandelskemas. Ons kyk na moratoriums op die huidige regulasies en laastens kyk ons na 'n hele proses om dit uit te faseer. Dit is moeilik, James, dit klink eintlik moeilik. Die ding het sy morele basis verloor. En omdat hy sy morele basis verloor het, gaan hy ineenstort. Die rasbuffel gaan vol. Maar as jy 'n gewonde buffel beskiet, moet jy mik en ons mik nou met hierdie goeters. En ons skiet vir hom skoot vir skoot vir skoot. Ek weet mense wil graag hê ons moet dit op een slag doen. Ons sal baie graag wil. Ons moet hom afkap en afkap en afkap tot hy buffel vol. Dirk, net 'n belangrike punt vir dit betref en ek dink almal dra kennis van julle litigasie suksesse en dit is een ding om hierdie rasbuffel dan in die howe te beveg. Maar wat terselfdertyd steeds gebeur, ten spyte van daardie studies wat wys dat die grootste deel van die bevolking nie meer aanklank vind by raswetgewing nie, sien ons tog dat met verkiesings al kwyn partye soos die ANC se steun, dat daar steeds in groot getalle mandate gegee word aan 'n ANC, aan 'n EFF, aan 'n MK. Hoe bring ons dit bymekaar, die statistiek aan die een kant en mense se stemgewoontes of verkiesingsgewoontes aan die ander? Kyk, daai stempatrone daar is nog ras iets soos wat ek noem dit nou maar rassolidariteit.
Dit gaan nie oor raswet nie, maar dit gaan oor rassolidariteit. So daardie verkiesings is eintlik wat tot 'n groot mate identiteitsreferendums. So mense stem vir identiteit. Partykeer tot nadeel van hulle self, maar identiteit wen. En dit is 'n groot frustrasie. Jy is heeltemal reg as jy die MK en die EFF en die ANC se stemme bymekaar tel, is dit nog steeds 'n 2/3 linkse meerderheid in Suid-Afrika. Hulle beklei net so onder mekaar dat hulle nou nie een of ander vorm van samewerking het nie. En dan het hulle 'n identiteit wat hulle dan saambind en dan vergeet hulle van beleid. Mense stem nie vir beleid nie, mense stem vir identiteit. En dan ironies daardeur gee hulle 'n mandaat vir 'n beleid wat tot nadeel van hulle is. Maar mettertyd word daardie beleid ten spyte van daardie identiteit, solidariteit word geërodeer en hy word al hoe meer geërodeer. En ons doen dit ook, maar wat oproep wat ek wil maak is heeltemal reg wat die politiek betref, maar oproep wat ek wil maak op besigheid. Hou net op. Hou net op om 'n stelsel heeltyd in stand te hou wat moreel onregverdigbaar is. Wel, ek sê nie vir mense wees onwettig nie. Ek sê net voldoen aan die minimum van die wet. Moenie aan meer voldoen nie. So ons oproep aan groot besigheid is wat die premie self betaal is, hou op om 'n stelsel in stand te hou wat eintlik sleg is vir die ekonomie en sleg vir jouself. So ten slotte dan as ek reg verstaan, Dirk, gaan om hierdie rasstelsel tot 'n val te laat bring, gaan daar 'n mate van rebelsheid en dan amper 'n kom ons sê maar 'n rasrevolusie of 'n anti-ras of 'n teenras revolusie as ware nodig het. So slotwoord van jou kant af. James, die wonderlike ding is, ek moet jou eerlik wees, in 1998. Toe stap ek by daai minister se kantoor en ek gaan sit daar. En ek een van die persone wat saam met my gewerk het, Theo Beetge in die Kaap. Hy het nog saam met my in die kantoor gaan sit. En ek en hy het daar gesit, nee, en ek het gedink, joh, hoe alleen is ons nie? Want niemand anders nie. Ons het net kritiek gehad. En mettertyd het dit begin verander. En nou is die weerstand so groot. Dit is uit swart geleerdere uit. Dit is swart kommentators en skrywers, is uit liberale geleerdere uit. Die DA kom met 'n alternatiewe rasstelsel, die Vryheidsfront is daar teen. Die ACD, die wêreld is besig om dat die Institute for Race Relations wat tradisioneel eintlik 'n bietjie uit 'n liberale kamp uitkom. Hulle bring uitstekende verslae uit. Hulle bring navorsingsstukke uit. So wat ons nou beleef is, ons is nie meer alleen nie. Daar's nou 'n koor van stemme saam met ons. Gaan kyk waar ons was in 98 en kyk waar ons nou is. Die rasbuffel gaan val. So sê Dr. Dirk Herman, hy is die uitvoerende hoof van Solidariteit. Hy was die week ons gas hier in die Raakpraat ateljee en ek wil graag hoor, wat dink jy? Dink jy die rasbuffel se einde is om die draai? Dink jy dat raswetgewing dalk nog nie 'n einde in sig het nie? Laat weet ons graag wat jou mening is in die kommentaar afdeling net hieronder. Of jy dan kyk op ons YouTube of Facebook platform. Enige van daardie platforms kan jy jou kommentaar lewer en laat weet ons sommer ook wie jy graag volgende hier saam met ons in die Raakpraat ateljee wil sien. Dankie aan Johan Kreer vir die tegniese versorging. Ek is James Kemp.